Goeiedag almal, dit is Theo. Ons het gister gesien dat die Here se begeerte is dat ons in alles suksesvol sal wees. En die volgende twee skrifte bevestig dit, Psalm 1 vers 3. En alles wat jy doen, voer jy voorspoedig uit. En Lukas 10 vers 19. En niks sal jy ooit skade aandoen nie. Ons van die oorspronklike opdrag van die Here aan die mens in Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor alles. Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here jou wil ophef tot die beste in jou wêreld nie? Hy wil jou ophef tot suksesvolle werker. Hy wil jou ophef om suksesvol in jou besigheid te wees. Hy wil jou ophef om die beste man, die beste vrou en die beste ouers te wees. Op elke gebied van jou lewe wil die Here jou ophef. Genesis 1 vers 28. Onderwerp dit en heers was sy opdrag. Daarom is dit belangrik om te weet dat die kwalifikasie om suksesvol te wees op jou lewensreis is eerstens gebaseer op wees diensbaar. Matteus 25 vers 21 en sy Heer sê vir hom, mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Jy weet, voordat Josef die mees belangrikste en suksesvolste mens in Egipte geword het, was hy eers in alles wat hy gedoen het diensbaar. Hy het sy vaders, Jakob en sy broers gedien. Hy het Potifar gedien. Hy was diensbaar in die tronk. En toe uiteindelik, na 13 jaar as slaaf en gevangene, Genesis 41 vers 38 tot 41. En Farao sê vir Josef, aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Jy moet oor my huis wees en na jou bevel moet my hele volk hulle skik. Alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. Verder het Farao vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte land. Toe trek Farao sy seelring van sy hand af en sit dit aan die hand van Josef. En hy het hom fyn linneklere laat aantrek en die goue ketting om sy hals gehang en hom laat ry op sy tweede rytuig en het voor hom uitgeroep en gesê, gee pad voor. Selfs na sy opheffing as leier in Egipte het Josef diensbaar gebly, Genesis 41 vers 57. En die hele wêreld het na Josef in Egipte gekom om koring te koop, want die hongersnood was swaar op die hele aarde. Hoor net wat sê hy aan sy broers, Genesis 45 vers 5 en 7. Maar God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Maar die fout wat ons baie keer maak is, ons wil gedien word, ons wil nie dien nie. Besigheidsman of besigheidsvrou word gedien deur hulle werkers, maar 'n besigheidsman of 'n besigheidsvrou lewer 'n diens aan hulle werkers met hulle leiding, met hulle gesag en ook met die salaris wat hulle betaal. Die kelner by die winkel bedien jou, maar jy dien hom of haar met jou dankbaarheid, met jou vriendelikheid, met jou belangstelling en selfs met jou voetjie. En hoor wat sê die woord van die Here van die grootste mens ooit op aarde, Matteus 20 vers 28. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Jesus, die grootste leier ooit, die grootste geneesheer ooit, is diensbaar. Lukas 8 vers 1. En daarna het hy die een stad en dorp na die ander deur gereis en gespreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Jesus was diensbaar in opdrag van sy Vader, daarom het daar wonderwerke plaasgevind. Hoor bietjie wat sê die woord daar in Lukas 8 vers 2 en 3. En sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes, Maria wat Magdalena genoem word, uit wie 7 duiwels uitgegaan het, en Johanna die vrou van Kuza, 'n bestuurder van Herodes, en Susanna en baie ander, wat hom, Jesus, almal met hulle besittings gedien het. Ons lewenspad na goddelike sukses begin by die kort opdrag van die Here, wees diensbaar. En my gebed vir jou is dat die Here aan die einde van elke dag ook vir jou sal sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Here, dankie, jy het Jesus na die aarde gestuur om ons te dien, en ons wil U dien met alles wat ons het en alles wat ons is, in Jesus naam, amen.